Hartlike goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord digitaal. In hierdie pragtige dag loof en prys ons die Here vir sy goedheid, sy liefde en genade en vir die voorreg om hierdie dag in sy naam te begin. Mag vanoggend se boodskap vir jou tot seën wees. Ons is besig met ons reeks uit die boek van Openbaring en vanmôre gaan ons verder met hierdie reeks. En ons skriflesing vanmôre is Openbaring 13 vers 11 tot 18. Ek is Dominee Adriaan Swart. Toe het ek 'n ander dier gesien wat uit die aarde uit opkom. Hy het 2 horings gehad soos 'n lamsin, maar hy het soos 'n draak gepraat. Hy oefen al die gesag van die eerste dier namens hom uit. Hy maak dat die aarde en die bewoners daarvan die eerste dier aanbid, die een waarvan die dodelike wond genees het. Hy doen groot tekens, sodat hy selfs vuur van die hemel af op die aarde laat kom, vir die mense om te sien. Aan hom is daar mag gegee om wondertekens namens die dier te doen, waardeur hy die bewoners van die aarde mislei. Hy sê die bewoners van die aarde ook aan, om 'n beeld op te rig vir die dier, wat die littekens van die slagmes het, en wat weer lewend geword het. Aan hom is daar ook mag gegee om asem in die dier se beeld te blaas, sodat die beeld kan praat, en almal kan laat doodmaak wat nie die beeld aanbid nie. Hy verplig al die mense, klein en groot, ryk en arm, vryes en slawe, om 'n merk op hulle regterhand of op hulle voorkop te dra, en laat niemand toe om te koop of te verkoop nie, behalwe die mense wat die merk het. Die merk is die naam van die dier, of die getal van sy naam. Hier is wysheid nodig. Wie verstand het, kan die getal van die dier ontsyfer, want dit is 'n mens se getal. Sy getal is 666. Ons lees in hoofstuk 13, liewe broeder en suster, van die Satan se 2 handlangers. In die eerste plek, die dier wat uit die see uit opkom, volgens vers 1 tot 10, en dan in die tweede plek, die vreemde dier wat uit die aarde tevoorskyn kom. Dit wat ons vanmôre saam gelees het. En hierdie 3 vorm 'n onheilige drie-eenheid, wat lynreg staan teenoor die goddelike drie-eenheid, wat bestaan uit God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hierdie onheilige drie-eenheid, die Satan met sy 2 handlangers, wil groot skade in die wêreld veroorsaak. Hulle is daarop uit om mense op groot skaal te mislei en van die lewende God af weg te trek. Ons het gister gesien dat hierdie eerste dier, hierdie eerste handlanger van die Satan, wat uit die see uit opgekom het, die Antichrist is, wat niks anders as 'n vals Messias is nie. Vanoggend kyk ons na die tweede dier. Hierdie tweede dier kom uit die aarde tevoorskyn. Hy word later geïdentifiseer as 'n vals profeet, volgens hoofstuk 16 en 19. En is die vals, op die oog af doen hy baie goed. Maar wat hy ook al doen hy in diens van die dier uit die see, naamlik om te mislei en te bedrieg. Die vals profeet verteenwoordig die godsdienstige mag, wat die algemene wêreldse mag van die Antichrist propageer. Daarom doen hy groot doenerige tekens, soos byvoorbeeld om vuur van die hemel af op die aarde te laat kom. Daar sal ook aan hom die mag gegee word om asem in die dier se beeld te blaas, sodat die beeld kan praat en almal kan laat doodmaak wat nie die beeld aanbid nie. Hy verplig alle mense, rykes en armes, vryes en slawe, om 'n merk op hulle regterhand of op hulle voorkop te dra, en laat niemand toe om te koop of te verkoop nie,
behalwe die mense wat die merk het. En die merk is die naam van die dier. En die getal van hierdie merk is 666. Nou vroeër in die boek Openbaring het ons reeds gehoor hoe God al sy kinders met 'n merk op hulle voorkoppe verseël het. En net soos wat die Satan is hy 'n naaper. Hy probeer nou soos God wees. Daarom verplig hy almal om 'n merk op hulle voorkoppe of op hulle regterhande te ontvang. Die doel van hierdie merk van die dier is om 'n teenwig of 'n teenpool teenoor die verseëling van God te dien. God het sy kinders gemerk as 'n teken van eienaarskap volgens hoofstuk 7. Maar die Satan merk sy volgelinge om hulle onder sy mag en heerskappy as eiendom te bestuur. Dit is nie so belangrik om die merk te identifiseer as wat dit is om die doel met die merk te identifiseer nie. Almal wat dit het, toon daardeur dat hulle aan die Satan getrou is, deel het aan sy ekonomiese stelsel en ook aan die opstand teen God. Weiering om die merkteken te ontvang, dui daarop dat 'n mens aan God se kant is en dat jy liewer sal sterf as om jou geloof in Christus op die spel te plaas. Die regterhand is simbolies van die mense se werksvermoë en die voorkop van hulle denkvermoë wat aangetast sal word. Die betekenis van hierdie getal, broeder en suster, 666, is al meer as enige iets anders in die boek Openbaring bespreek. Sommige mense voer aan dat 666 die getal van die mens is, en ander meen weer dat dit die getal van die bose 3 is, dis van die Satan, die dier en die valse profeet. Ons weet vanuit die Bybel dat 7 die volmaakte goddelike getal is. Dit sou beteken dat 777 as simbool van volmaaktheid beskou word. In alle opsigte beteken dit dat die getal 666 die onvolmaakte getal is en ver tekortskiet in God se oë. Die eerste lesers van hierdie boek, broeder en suster, het hierdie getal waarskynlik met keiser Nero in verband gebring, omdat hy as ware die simbool van alles was wat boos en sleg was en van die duiwel besete in die Romeinse ryk. Die letterwaardes van Nero se naam hou verband met die getal 666. Hoe ons ook al hierdie syfers wil toepas, dit bly steeds 'n simbool van die bose se gewaande heerskappy oor die wêreld en die pogings om Christus se werk ongedaan te probeer maak en om die Here omver te werp. Gelukkig weet ons, broeder en suster, het die drie-enige God reeds oorwin. En ons wat kinders van die lewende God is, het reeds die merk van God op ons voorkoppe en is verseël met 'n goddelike getal. Ek en jy is vrygekoop deur die kosbare bloed van Christus. Die hoogste prys is vir ons betaal. Ons is duur gekoop deur die bloed van Jesus Christus ons heiland. Die Here sal sy volk beskerm. Die Here sal ons as sy kinders beskerm. En geen bose mag, geen Satan of sy handlangers sal ooit vir ons kan skade berokken of ons ewige lewe van ons kan beroof nie. Die wêreld, dit weet ons, is in die mag van die duiwel en al sy bose trawante. Ek en jy mag nooit die merk van die Satan op ons lewens dra nie. Maar ons moet met ons werk wat ons doen elke dag en met ons denke God verheerlik, omdat ons vrygekoop is, nuut gemaak is en toegewyd moet lewe as kinders van die lewende God. Mag die Here hierdie boodskap vandag in ons lewens bevestig. Kom ek en jy gaan lewe as sy kinders op die oorwinningspad en ons bly aan hom getrou en ons volhard tot die einde toe met die krag en die genade van die lewende God. Kom ons bid saam. Dierbare Here,
Baie dankie dat ons vanmôre die wonderlike voorreg het om hierdie dag in U naam te begin. Dankie vir U woord, waarin U vir ons so duidelik kom leer wat U wil vir ons lewe is. Bevestig vandag U woord in ons harte en werk in ons, Here, dat ons dit kan uitleef deur dankbaar te gaan doen wat U van ons vra. Dankie dat Jesus Christus die hoogste prys betaal het, sodat ons vrygekoop kan wees. Ons wil as U kinders ook vandag lewe, help ons deur U woord en gees. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Baie dankie vriende, 'n geseënde dag vir u.